Goeiemôre julle. Ek bring vandag net gou weer so 'n beskrywing oor van ons produkte en vandag wil ek net bietjie konsentreer en fokus op ons tienerjoernale reeks. Dit is gerig op ons tieners en op ons jong mense en dit is beskikbaar in Afrikaans en in Engels en ek gaan nou vir julle wys hoe dit lyk. Dit is meer soos van hoe tieners en jong mense in vandag se era hierdie Bybelse beginsels kan toepas in hulle lewe. So dit is gefokus soos op jou sosiale druk en daai goedjies en hoe jy hierdie karaktereienskappe kan deel maak van jou lewe volgens Bybelse standaarde, volgens wat skrif vir ons leer van dit en so aan. So ons het hulle vir tienerseuns en tienermeisies beskikbaar en ek gaan gou vir julle wys hoe lyk dit en dan net so vinnig verduidelik oor wat gaan in die boekie aan. So ons meisies, ons tienermeisies is in Engels is dit Grow in Grace en dan in Afrikaans is dit Groei in Genade en dan vir ons tienerseuns het ons Geroep tot Diens wat so 'n bietjie 'n militaristiese uitnodiging is vir die jong mense sodat hulle nou kan ophou om Call of Duty te speel, maar eerder Call to Duty te doen. So ons Engels is dan genoem Call to Duty, net so 'n soldaat op wat bid. So hoe die boekies werk, jong mense het nie baie tyd vir al hierdie goeders nie en al daai goed. So hy is juist so gekompileer sodat hulle nie te veel skryf nie, maar dit wat wel daar binne is baie kragtig en waardevol vir hulle. So daar is weer net soos 'n verwelkomingsbrief wat hulle soos gaan help op hierdie reis, deur hierdie joernaal en goed net om, die dogter sê nou beloved daughter en dan die seuns is bietjie anders. Ek sal vir julle wys hoe lyk die seuns binne. En dan begin die eerste dag wat hulle dan nou deelneem, is waar daar is net soos 'n boodskap en dan is daar 'n Bybelvers en 'n gebed. So die boodskap gaan nou oor 'n spesifieke karaktereienskap en dan is daar net Bybelversies wat hulle kan gaan lees wat gekoppel is aan daai karaktereienskap en dan net 'n gebed wat hulle kan bid dan om daai spesifieke eienskap dan nou vir daai dag soos in hulle lewe te kan toepas. En dan aan die ander kant het ons so 'n lekker kleurvolle bladsy waar hulle daaglikse beplanning kan doen. So dit is soos reminder, wat is jou mood vir die dag, wat is jou goals, 'n playlist, so wat 'n liedjies het jy vandag geluister, en net so 'n plekkie vir notas en so 'n important blokkie waar jy nou kan gaan merk, okay, wel ek moet onthou ek moet hierdie dalk indien of whatever, of maat gevra ek moet dit doen of so iets. So net so 'n daaglikse beplanning plekkie. En dan is daar 'n bladsy vir soos Bybelstudie met 'n kalendertjie. So daar kan hulle nou merk die kalendertjie en dan kan hulle nou skryf watter boek het hulle gelees, watter hoofstuk en watter versie het vir hulle uitgestaan. En dan waarvoor kan hulle bid? En dan aan die ander kant is daar wat het hulle geleer vandag, gebedspunte en dan waarvoor is hulle dankbaar. En dan die laaste bladsytjie is dan net so 'n plekkie waar die meisies dan nou kan 'n gebed neerskryf of so iets. En dan die volgende dag begin dan nou weer met 'n nuwe karaktereienskap en dan weer net die daaglikse beplanning en Bybelstudieblokkies en so aan. So dit is ons tienermeisie reeks, Grow in Grace, Groei in Genade. En dan ons seuns het ons so 'n bietjie meer military gemaak, wat hulle so 'n bietjie meer nooi om regtig 'n soldaat vir Jesus te word, om in die regte army deel te wees en nie om van die wêreld se military nie. So hy is 'n bietjie meer, of kan ek sê, uitnodigend as in plaas daarvan net om te sê, okay, wel hier is 'n Bybelstudie in jou hand ingeprop en jy moet nou maar self uitfigure. So ons seuns is dan nou hierdie is Afrikaans een Geroep tot Diens. En aan die binnekant begin hy ook soos met 'n boodskap wat nou net jou verwelkom in die joernaal in en hoekom dit belangrik is om 'n soldaat vir liewe Jesus te wees, hoekom dit so kragtig is in jou lewe en hoe jy hierdie goeders kan toepas. So hier is net so 'n tipe van 'n indeks van al die karaktereienskappe
wat in die boekie oor gepraat word en hoekom elke liewe een van hulle belangrik is. En dan net ook hoe om die joernaal te gebruik. So daar's net so 'n uitleg van hoe jy die joernaal kan gebruik en toepas. En weer ook met die seuns, ons het dit juist so gemaak dat dit bietjie meer aanloklik is vir hulle. Ook nie al hierdie skryfspasie en goeders wat hulle moet doen nie, maar dat dit net so bietjie invite is. So jy begin jou dag, sien baie military. Jy begin jou dag soos ook met 'n karaktereienskap en dan is daar Bybelverse wat gekoppel is daaraan en dan ook 'n gebed wat dan nou vir daai karaktereienskap van hoe jy dit in jou lewe kan toepas. En dan het ons daaglikse beplanning. Ook maar weer net 'n reminder, goals, wat is jou mood vir die dag, die musiek waarna jy geluister het, wat is vir jou belangrik of notas en so aan. En dan die datum wat jy dit neer of dit dan nou deurwerk. En dan het ons Bybelstudie gedeelte. So die Bybelstudie is maar net die boek wat jy gelees het, die hoofstuk in die Bybelvers wat vir jou uitgestaan het. Waarvoor is jy dankbaar? Wat het jy geleer? Daar is gebedspunte en dan ook 'n plekkie om te sê bid vir wat ook al jy voel jy voor moet bid. En dan in die seuns het ons die Acts prayer method ingesit. So dit is om dit te apply, to confess en to be thankful en dan om te submit. So dit is dan net soos jou Acts prayer method wat daarin is. So dis basies dit vir die seuns. Ons het nie regtig nie baie skryfwerkies ingesit vir hulle nie. En dan begin jou volgende dag natuurlik dan met 'n nuwe karaktereienskap. So ja, dit is ons tienerreeksjoernale. Hulle is beskikbaar digitaal ook en dan ook as die fisiese A5 ring-binded boekie. Hulle is op ons website, hulle is op al ons sosiale media bladsye. So ja, as jy enige verdere inligting oor dit wil hê, gaan besoek asseblief ons website is www.positivity.com en dan kan julle al julle inligtingkies ook daarvan afkry. Mag julle almal 'n wonderlike dag verder hê.